gaan eindig nie. Nou wil ek eintlik weet wat gaan aan in die boek, en nou begin ek die boek van vooraf lees. Ons doen dit baie keer, ons wil eintlik weet wat aangaan, en die Here kom en hy sê vir ons wat aangaan. Nou, vat dit in gedagte, nou hoor 'n bietjie hierso, kom ek lees vir ons, daarvan af vers 46. Want, as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars dit nie ook nie? En nou kom hy in hierdie laaste vers en hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Wees julle dan volmaak, soos die julle Vader in die hemel volmaak is. En as mens aan daai woorde dink, dan kom jy eintlik agter, vers 48 beskryf eintlik hierdie hele hoofstuk. Van vers 1 tot aan die einde. Want dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor, glo jy in jou hart dit wat jy bely. Kom ek lees vir ons daarso vers 40. En ek gaan, dis nou vanoggend se boodskap. Ek kan hoeveel punte uit hierdie gedeelte uithaal, maar ek wil vanoggend net by hierdie 3 punte wil ek stil staan en hy sê, en hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die boekleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Ek lees net tot sover uit die woord van die Here. Nou kom ons sit so, dan sluit ons net die oë. Ons hemelse Vader, U is die een wat magtig is, wat kragtig is, wat hemel en aarde geskep het. En Here, U het ons op die aarde gesit om die aarde te bewoon, om U te loof en te prys en te eer in alles wat ons doen, oral waar ons gaan, en alles wat ons sê, en alles wat ons doen. En ons wil U vanoggend vra, Here, dat U in ons harte kom spreek, en dat U sal kom uitwys as daar iets is wat ons tekort skiet. Here, dat U vir ons wysheid en insig daarin sal gee. Here, ons het vanoggend gesing, en Here, is daar 'n verwagting in ons hart, dat U ons ook vanoggend gaan kom ontmoet. Ons bid ook vir die Here, wat nie hier is vanoggend nie, wat op vakansie is, dat U ook vir hulle sal veilig hou, vir die wat inluister, dat U vir hulle wysheid en insig sal gee in die woord, en Here, dat U ook vir hulle sal lei. Dankie vir die groot genade, wat U oorvloediglik oor ons uitstort, en vanoggend wil ek ook vir Ben McIntyre in die voete kom neerlê, Here. En ek kom vra dat U ook so vir hulle sal seën, dat U vir hulle bonatuurlik sal voorsien, want ons weet ook, Here, U is Jehovah Rafa, U is die God wat genees, maar U is ook in beheer van alle dinge, en al die goud en al die silwer behoort ook aan U, soos wat Haggai 2 vers 8 sê. Ons kom vra, Here, wees hulle genadig. Sien ons dan nou in hierdie oggend, ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Nou, ons teks van oordenking vanoggend is, want as julle lief het, die wat vir julle lief het, watter loon het julle? As jy maar net doen wat jy dink reg is, watter loon het jy? En ek wil vanoggend met jou kom deel, leef jou goddelike roeping uit. En ek het nou vanoggend se boodskap, het ek 2 hande daar, so een is toe, en een is oop. Jy sien, die Here kom en hy gee vir jou. As jy kerk toe kom, dan kom jy met 'n verwagting, die Here gaan jou kom ontmoet, die Here gaan met jou kom praat. As jou hart oop is, dan kan jy ontvang, en jy kan weer gaan gee. Maar as jy vanoggend kom met 'n vooropgestelde idee, en jy sê, nou moet ek alweer kerk toe gaan, dan is jou hart toe. Wat gaan jy ontvang, en wat gaan jy gee? As ek dit so kan verduidelik is, as hy jou hand toe is, en ek sê vir jou, vat net hierdie remote, jy kan hom nie vat nie. Maar jy kan ook nie iets gee nie, want jou hand bly toe. Maar as jou hand oop is, kan jy ontvang, en jy kan weer gee. En dis 'n eenvoudige beginsel, wat nie net in vanoggend se boodskap nie, maar ook in jou lewe moet figureer, want jy moet bereid wees om dit wat die Here vir jou gee, ook vir ander te gaan uitgee. Dit te gaan uitleef daar buitekant. En dit is eintlik, as jy bely met jou mond en jy glo in jou hart, is dit eintlik wat jy moet gaan doen. Nou,
leef jy jou goddelike roeping uit? Leef jy dit wat jy bely? Leef jy dit wat jy glo? Daar was deur die geskiedenis diegene wat gevind het, dat dit wat Jesus gesê het, 'n kragtige boodskap is. Hy was dinamies gewees, en dat hy eintlik gesê het, jy moet die ander wang draai, as iemand jou slaan. En dan dink 'n mens, joh, hoe kan ek my ander wang draai? Dit is net 'n paar verse voor dit wat ons nou gelees het. Die hele subkontinent van Indië is bevry juis as gevolg van hierdie een punt, draai jou ander wang. Wat het gebeur? Die Britte het Indië ingeneem, en Gandhi, wat nie regtig 'n kind van die Here is nie, hy is nie 'n gelowige gewees nie, maar hy het hierdie waarheid het hy raak gelees, en hy het gegaan en hy het hierdie waarheid aan sy mense gaan verkondig. En sy mense het met 'n vreedsame protes, het hulle opstand teen die Britte gegee. En die Britte het naderhand hulle goedjies gevat en gegaan. Hy het sy hele nasie geïnspireer om die ander wang te draai. En dit het die Britte verbuister, want hoe kan dit wees? Hoe kan jy iemand aanval wat nie bereid is om terug te veg nie? Jy sien, hulle kon kom, hulle kon met knippels slaan, hulle kon gewere afvuur op hulle kon kanonne op hulle afvuur, maar jou eie leer se moraal word vernietig in die proses, want hulle veg nie terug nie. En dan begin jou eie leer vra, hoe kan ek hierdie mense aanval wat vreedsaam is? En eintlik vernietig jy jouself as jy so iets gaan doen. Die Britte het hulle goedjies gevat en hulle het gegaan. Hier dieselfde beginsel het met 'n vreedsame weerstand in Amerika posgevat. Martin Luther King het presies dieselfde gedoen. Hy het gesê, ons gaan vreedsaam, gaan ons hierdie opstand gaan ons lei. En presies dieselfde uitwerking het daarso in Amerika gevolg. As jy glo wat die Here gesê het, en sy gees leef in jou hart, dan moet daar 'n drastiese verandering in jou denke wees. Jy kan nie meer wees waar jy was nie. 2 Korintiërs 5:17 sê die volgende, hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ons almal ken daai vers, ons het hom al hoeveel keer aangehaal. Maar ek wil 'n bietjie stil staan by hierdie vers. Kyk 'n bietjie hierna, hy sê, daarom, as iemand in Christus is. Watter tyd is daai woord is? Nou. So as jy in Christus is, as jy dit nou glo in jou hart, dan is nou hy 'n nuwe skepsel. Nou. Nie môre of oormôre nie. Nou. Die ou dinge het verlede. Die ou dinge is nie meer deel van jou nie. Dit het verbygegaan. Dit is verlede. Kyk, dit het alles nuut geword, want as jy gister daai besluit gemaak het, is dit die ou dinge verlede. As jy dit vandag gemaak het, as jy dit nou net gemaak het, is dit 3 sekondes terug verlede. Dit is reeds verlede. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Dit het alles nuut geword. As gelowiges met God se gees in ons harte word ons geroep om 'n radikale nuwe manier te leef. Ons kan nie meer leef soos wat ons geleef het en aangaan soos wat ons aangegaan het nie. Want daar's 'n ander gees in ons hart. Anders het jy nog nie tot by daai punt gekom en gesê, Here, ek glo dat U my verlosser is nie. Ons natuur neig na selfsug, want ons leef in hierdie wêreld. Ons is bewoners van hierdie wêreld. Want die oomblik as jy weer gebore is nie meer 'n bewoner van hierdie wêreld nie. Jy's 'n hemelse burger in hierdie wêreld. Maar ons sukkel nog met die sondige natuur in hierdie wêreld. En dan kom dinge oor ons pad en dan vra ons ewe skielik, nou wat's daarin vir my? Ek wil op die troon gaan sit. Wat's daarin vir my? Of ons sê, wat kan ek uit hierdie saak uitkry? Wat jy ook al sê, maar ek wil weet, wat kan ek uit hierdie saak uitkry? Jesus daag ons uit om hierdie denkwyse te verloon, om te sê, los jou natuur,
en fokus op die goddelike natuur. Om ons kruis daagliks op te neem en om te volg. Ons lees in Lukas 9, en jy is welkom om saam met my te blaai soontoe, hierdie verse. Ek sal wag dat julle, vir die wat wil blaai, ek sal so 'n oomblik wag, dan gaan ek dit vir julle lees. Die Here is hier so aan die woord, en hy sê hier vir almal, sê hy die volgende. Lukas 9 vers 23 tot 27. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, en sy kruis elke dag opneem, en my volg. Elke dag. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Dis die keuse wat jy maak. Leef ek vir Christus om my wil, of leef ek vir Christus om sy wil? Dis 'n keuse wat jy moet maak. Waar is jou prioriteit? Wat baat dit 'n mens tog, as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my woorde, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele. Hierdie is eintlik kragtige woorde as jy vra, wat glo jy? Staan jy daarop en hou vas jy aan hierdie woord? Nou vandag wil ek 'n paar, net hierdie 3 gedagtes uit die bergrede wil ek uitlig vanaand. En ek wil vra, wat is jou goddelike roeping? Leef jy jou goddelike roeping uit? Nou kom ons meet onsself net aan hierdie 3 gedagtes. Want as jy net hierdie hoofstuk het, as jy niks anders het in die Bybel nie, en jy het net hierdie hoofstuk om jouself teen te meet, hoe gaan jy leef? En die eerste is, kyk verby jou regte en die minimum vereistes. Hy sê daarso in vers 40, en hy wat met jou na die gereg wil gaan, en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed kry. Ons is dikwels so gesteld op ons regte. Dis myne, ek sal dit doen, ek was eerste hier gewees, jy is tweede gewees, moenie dink jy gaan dit van my af kry nie, en ons staan op ons regte, en ons sê, dis my speelding. Vat 'n kind, en geef hom 'n speelding, en dan kom 'n ander maatjie, en dan vat hy daai maatjie, en hy sê, myne, en hy deel dit met niemand nie. En dan vat dit tyd om daai kind te leer om te sê, dis jou maatjie, deel ook 'n bietjie met hom, en dan gaan dit makliker. My seun groot geword het, dan kom die maatjies kuier, dan wil hulle almal gewere hê, en dan daai beste geweer het almal, en toe kom ek agter, nee, dit gaan nie werk nie. Toe maak ek 2 houtgewere, presies dieselfde, en ek sit hulle daar neer, en toe hardloop hulle rond met 2 houtgewere, dus dit is nie meer myne en syne nie. Jy kan hierdie ene kry, en ek gaan hierdie ene vat, en dan hulle beklei nie meer oor dit wat daar is nie, want dit is dieselfde. Nou mens maak maar plannetjies, maar die Here vra hierso, is jy gesteld op jou regte? Nou volgens die Joodse wet van daardie tyd, kon iemand vir sy onderkleed gedagvaar word, maar nie vir sy bokleed nie. Klink bietjie sleg, né? Ek kan jou vir jou onderklere, kan ek jou dagvaar om dit vir my te gee, maar ek mag jou nie dagvaar vir jou boklere nie. Dis eintlik, die uiterlike is belangrik, maar dit wat onderaan gaan is nie belangrik nie. Jesus se opdrag is baie duidelik. Gaan verder as die minimum. As ons aan daai vers dink, gaan verder as die minimum. Hy daag ons uit om nie net ons naam skoon te hou nie, maar om gewilliglik meer te gee as wat ons het. Jesus sê hier vir ons, gaan verder as wat die wet van jou vereis. Gaan verder as wat die woord vir jou sê, jy mag net dit doen. En doen meer as dit. Hou jou kant skoon. Jesus daag jou uit om verder te gaan as wat die sosiale verwagting om jou is. Dit wat hulle van jou verwag. Maar wat hierdie vers ook sê is, moenie omrol dat die wêreld oor jou loop nie.
Dis nie wat hierdie vers sê nie. Dit sê nie, jy moet nou net, jammer ek leef, gaan leef nie. Moenie omrol, dat die wêreld oor jou loop nie. Hierdie gesindheid, om meer te doen as wat noodsaaklik is, selfs in ongemaklike situasies, is 'n kragtige getuienis vir ander mense. Dit het 'n positiewe impak op ons, maar ook die wêreld om ons. Want as almal so leef, hoe wonderlik sal die wêreld nie wees nie. Mense sien dit raak. En selfs as jy by die werk is, kan dit lei tot jou bevordering, want ander mense sien, jy is besig en jy is bereid om bietjie die groter pad te loop. Bietjie meer te doen as wat van jou verwag word. Ek wil vir jou vanoggend vra, hoe belangrik is jou eie wil? Sien dit? Hoe belangrik is my wil vir myself? En leef ek regtig die vrug van die Gees uit, of gaan dit oor my wil? Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As jy bely met jou mond en jy glo in jou hart, moet hierdie vrug van die Gees lewe kry deur jou. Gaan jy verder, gee jy meer as wat van jou verwag word. Want dis eintlik wat vers 40 vir ons vra. Is jy bereid om meer te gee as wat van jou gevra word? Die tweede gedagte, deel God se goedheid met 'n oop hand. Vers 41 sê, en elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. In hierdie tyd, hoekom het Paulus hierdie geskryf? Die Romeinse soldate kon enigiemand stop en vir hom sê, jy sal my las dra, my pak dra vir 1 myl ver. Maak nie saak wie jy is nie. En verbeel jy nou, jy stap rustig daar in die straat van Jerusalem, en hier kom 'n soldaat en hy tik jou met sy spies op jou skouer en hy sê, hey jy, dra. En nou dra jy hierdie sak. En hierdie ou is 2 keer jou grootte, maar jy moet sy sak dra. Klink nie regverdig nie, maar dis die wet gewees. As jy daai sak 2 myl ver dra, dan was hierdie soldaat in die moeilikheid gewees, omdat hy meer gevra het van jou as wat hy mag gevra het. Maar in die tweede plek, as jy dit verder gedra het as wat hy van jou vereis het, dink net wat sal sy vriende sê. Jy is so sterk, nee, jy is nie regtig sterk nie, hulle gaan jou spot, en hulle gaan op hom gaan hulle spring, en hulle gaan hom verklein neer, want jou lewe het vir hom 'n voorbeeld gegee. Hierdie ontwrigting was dalk vernederend vir jou, maar Jesus sê, aanvaar die ontwrigting en gaan selfs verder. Spreuke 25 vers 22 sê, want jy hoop gloeiende kole op sy hoof, en die Here sal dit jou vergelde. Wat doen jy? Jy is besig om daai persoon te wys wat is verkeerd. Sy denke gaan hom aankla. Maar die Here sal aan jou kant wees. Hy sal jou die krag gee. Hy sal sê, ek stap saam met jou. Hy sal saam met jou die pad loop. Doen meer as wat van jou verwag word. En weet, God is in beheer, selfs in daardie saak. Hierin lê een van die sleutels tot sukses in ons lewens. Daar is dikwels take en verpligtinge wat ons nie lus is om te doen nie. Ons is nie lus om op te staan. Ons is nie lus om, iemand vra ons, wil jy nie dit gaan doen nie, dink ek. Ag, regtig, moet ek dit nou vandag gaan doen? Maar dit te sien as 'n geleentheid om God se goedheid uit te leef aan ander. En jy besef jy is nog gesond genoeg om dit te gaan doen. Maak 'n verskil. Jou gesindheid word raak gesien. En mense wat sal wonder, wat motiveer jou om anderster te wees? Hulle kyk na jou en hulle sê vir jou, hoe is dit moontlik dat jy altyd bereid is?
Hoe is dit moontlik dat jy altyd opstaan en sê altyd eerste is? En eintlik is daai persoon se gesindheid besig om kool op jou hoof te gooi. Want jy weet hier in jou hart, dis eintlik hoe ek moet wees, maar ek wil nie nou so wees nie. Dit is jou kans om op te staan en 'n ware disipel te wees in die wêreld, as jy hierdie roeping uitleef. Die algemene persepsie in die werksplek is, die persoon wat die tweede myl loop is gewoonlik die een wat vinniger bevorder word. Is dit nie so nie? Dis die een wat ywerig besig is, wat gewoonlik eerste bevorder word. Want mense sien hom raak, of sien vir haar raak. En is dit nie wat Jesus bedoel het, toe hy gesê daar in Lukas 18 vers 14, ek sê vir julle, hierdie laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Hier gaan dit oor die Fariseer en die tollenaar wat gestaan en bid het. Maar die tollenaar het geweet wie hy is in Christus. En hy het Christus aangeroep. Jesus sê vir ons in Matteus 6:33, maar soek eers. Doen eers dit. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Doen eers wat van jou verwag word. En dan sal die Here vir jou seën. Met ander woorde, dit wat ek binnekant is, 'n ware disipel leef met oop hande. Ek het nou die gedagte daar gehad, 'n toe hand en 'n oop hand. Jy leef met 'n oop hand om te gee. En soms vra die Here net vir jou om van jou tyd te gee. Soms vra hy, jy moet wysheid met iemand anders te gaan deel. Soms vra hy vir jou, gaan berispe vir iemand. En gaan sê vir hom, hoor hierso, dit wat jy nou doen is verkeerd, maak reg. En dan spring ons op ons perk en sê, nee, ek is daarom nie so nie. Dis waaroor hierdie vers gaan. En elkeen wat 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Laaste gedagte. 'n lewe van getuienis wat 'n verskil maak. Leef 'n lewe van getuienis wat 'n verskil maak. Vers 42 sê, gee aan hom wat van jou iets vra en wys hom nie af wat van jou leen nie. Hierdie opdrag getuig van iemand wat nie net vir homself lewe nie. As jy meer ontvang het as ander in nood, of dit nou emosioneel is, of dit fisies is, of dit finansiëel is, of dit geestelik is jy die instrument wat die Here op jou pad geplaas het, om daardie ander persoon voor te voorsien. Jy is dalk emosioneel sterker as die persoon langs jou, om hom te bemoedig. Jy is dalk fisies sterker as die persoon langs jou, om hom op te help en hom staande te hou. Jy is dalk finansiëel sterker as die persoon langs jou, om jou hand uit te steek en te sê, kom ek gaan vir jou help met hierdie finansies. Jy is dalk geestelik sterker as hy, om hom te lei, om sy geloof te versterk in sy hart. Watter instrument het die Here in jou hart geplaas om te gaan doen? Iemand wat vir homself lewe, klou vas aan alles wat hy het, en hy is nie bereid om dit weg te gee, hy is nie bereid om dit te deel met enigiemand anders te nie. Maar wie vir die lewe, vir die Here lewe, ontvang seën, en hy het ook 'n geleentheid om dit vrylik uit te deel. Iemand wat vir die Here lewe, leef met oop hande, en hy is 'n spieelbeeld van die Gees wat in sy hart is. Genesis 1 vers 27 lees ons, en God het die mens geskape na sy beeld, en na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Laas toe ek gekyk het, is elkeen van ons hier so of 'n man of 'n vrou. Ek glo nie ons is enigiets anders nie. Jy is geskape na die beeld van God. Hierdie vers is voor die sondeval. Die Here het hulle geskape na sy beeld.
Met die sondeval het Satan in die wêreld gekom, en ons lees Johannes 8:44, julle die duiwel as vader, en julle wil die begeertes van julle vader doen. Met ander woorde, die Satan het gekom, en hy het die wêreld oorgeneem. Maar dis nie wat die Here bedoel het nie. Die Here het bedoel na die beeld van God. Wat gebeur die oomblik as jy sê, Here, ek bely met my mond en ek glo in my hart? Dan word waar wat ek nou aangehaal het, 2 Korintiërs 5 vers 17, waar hy sê, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Jy het 'n nuwe gees in jou hart. Daar is iets nuuts wat in jou hart leef. Leef jy dit daar? Dan is jy na die beeld van God geskape, want die Heilige Gees sit op die troonkamer van jou hart. En dan is jy veronderstel om hierdie beeld aan ander te wys. Maar as jy hierdie beeld nie wys nie, en jy hou vas aan jou eie begeertes en jou eie ek en ek wil, dan is jy nie besig om die beeld van God aan almal uit te straal daar buitekant nie. Ek wil vra vanoggend, handhaaf jou optrede die spieelbeeld van God. Dis wat jy vir jouself moet vra. Leef jy sodat ander mense Jesus in jou kan sien? En dit is 'n moeilike vraag. En weet jy wat? Die persoon langs jou kan nie daai vraag vir jou antwoord nie. Jy moet dit vir jouself antwoord. En dis die Heilige Gees wat met jou praat en vir jou sê, waarmee is jy besig, wat doen jy, of mooi so, goeie en getroue diensknegt. Hy is die een wat jou bemoedig, of hy is die een wat jou oortuig. Want hy is die een wat van sonde, geregtigheid en oordeel praat. Ek wil afsluit. Hierdie beginsels lei tot 'n tasbare verskil in jou gemeenskap, daar waar ons leef, of dit nou by die werk is, of dit by die kerk is, of dit by die skool is, of dit by die huis is, daar waar jy leef. Dit maak 'n verskil hoe jy leef. En dit dien as 'n geloofwaardige getuienis van God se goedheid. As kind van God is daar 'n ander gees wat in jou hart leef. As jy dit glo, dan moet jy dit bely en dan moet jy dit gaan leef. Want daar's 'n ander getuienis in jou lewe. Ons word 'n oop boek vir ander mense daar buitekant. En hulle vat daai boek en hulle lees hom elke dag. En dan kyk hulle, as dit is wat 'n Christen is, dan wil ek dit nie wees nie. Ons hoef nie noodwendig altyd met ons lippe te gaan praat en te gaan sê, jy moet 'n kind van die Here word nie. Maar mense kyk na ons lewens, en hy kyk hoe jy leef, en hy kyk wat jy doen, en hy kom vra vir jou, is jy op die plek waar jy moet wees? Wanneer ons verder gaan as wat verwag word, wanneer ons meer gee as wat van ons vereis word, en vrylik die goedheid van God met ander deel, word ons 'n bewys van die geloof wat in ons hart is. Dan word ons 'n bewys. Ons optrede verskil van die wêreld. Ons optrede versterk die boodskap van die Here. En dit ontsluit 'n geleentheid om sy liefde aan ander mense te gaan vertel. En dis die soort lewe wat 'n impak maak in hierdie wêreld. Leef jy hierdie getuienis van jou uit? Wat beteken dit vir my? Ek vertrou dat jy jouself vandag in hierdie voorbeeld gesien het, en dat jy jouself daar gesit het waar jy moet wees in jou geestelike lewe. Is jy iemand wat so lewe en 'n verskil maak, dat jou medemense dit raak sien? Probeer jy aktief hierdie geleenthede ontsluit, of sê jy, as ek nou daai kant toe gaan, dan moet ek met daai persoon gaan praat, en ek moet so, nee, ek gaan eerder hierdie kant toe. Kies jy die pad wat die Here vir jou daar gestel het, of hardloop jy weg van die pad wat die Here vir jou daar gestel het? Dis net 'n vraag wat jy vir jouself kan vra, en niemand anders nie. Kom ons sit so, dan sluit ons dit. Here, baie dankie dat U goed is vir my. Here, dankie dat U goed is vir elkeen van ons.
Ek dank U dat U die een is wat voorsien in elke een van ons behoeftes. Dat U vir ons sorg. Dank U Here dat ons gesondheid van U af kan ontvang. En dat U vir ons voorsien daar waar ons beweeg. En dat U gedagtes in ons hart sit om met ander te deel. Dank U Here vir U groot genade. Help ons om nie met twee hande in hierdie wêreld te leef nie, maar met 'n oop hand om U liefde en U genade uit te deel aan so baie daar buitekant. Here, laat my lewe 'n getuienis wees aan so baie daar buite wat dit so brood nodig het om te weet dat hulle weet dat U hulle verlosser is. Here, ons kom bid hierdie dinge en ons kom vra dit alles in die naam van ons koning Jesus Christus. Amen. Ek wil afsluit vanoggend met daardie bekende lied, Neem my lewe, laat dit Heer.